Baie welkom hierso en baie dankie dat julle tyd gemaak het om hier by mekaar te kom. Die rede waarom ons vandag hier by mekaar is, dit gaan daaroor, ek het 'n kontrak met die instituut en daarop het ons 'n bepaalde aantal programme wat ons mag aanbied, soos ons slypskole en die klubs en die mini werkswinkel en dan 1-tot-1 verhoudings en dan het Susan het haar Dans voor God met Senior Mind Moves ontwikkel en so aan, maar ons het geen program vir opleiding nie. So dis wat ons nou graag wil doen, want ek dink die behoefte is daar en ons moet meer hande kry. Veral in die tuistes, dink ek is dit baie belangrik dat ons meer hande gaan kry om die bewegings vir die mense te leer. Want dis baie moeilik vir net een fasiliteerder in 'n tuiste om dit te kan doen. So Ina Marele in Namibië het nou al hulle vrywilligers het sy en dan het sy van die care workers of die versorgers opgelei en hulle is besig om dit so te doen. So ek het gedink ons moet dit dan nou as 'n voorbeeld gebruik vandag, dat hulle dan vir ons kon vertel wat doen hulle en hoe doen hulle dit en dan bespreek ons dit daarna. Maar eers wil ek net vir Celeste vra, in die verlede toe Senior Mind moes begin het hulle die versorgers opgelei. So ek wil hê Celeste moet net eers vir ons vertel wat het hulle daai tyd gedoen en hoe het hulle dit gedoen, dat ons net 'n idee kry van wat in die verlede gebeur het en dan kan ons met Ina Marele praat oor wat hulle nou doen en dan kan ons saam gesels daaroor dat ons 'n nuwe program kan begin. Kan Celeste, kan jy jou unmute? Okay. En jou beeld opkry, daar is hy. Het julle my? Ja. Maak jou skerm bietjie verder, dat ons net jou mond kan sien. Ja, nee, nou Wat sien het nou? Reg so. ons sien nog nie jou mond nie, daar is hy. Het jy my? Daar is hy, nou is hy reg, ja. Goed julle, goeiemiddag. Vir die wat later ingekom het ek nog nie hallo gesê nie, hallo almal. Ja, dit was en is steeds nodig dat ons hulp oplei, mense wat ons kan help. Soos Johannie nou reg gesê het, een mens kan nie by almal uitkom nie en gereeld genoeg nie en daar is altyd die behoefte om iemand te hê wat kan instaan. Luister mooi na die woord wat ek gebruik. So 'n persoon wat 'n vrywilliger of 'n versorger is, staan in vir die fasiliteerder. Sy is nie uit die handleiding uit opgelei nie, sy help net om seker te maak dat die bewegings gereeld korrek gedoen word. Dit was vir ons baie belangrik dat die mense wat opgelei word as hulp verstaan wat is Senior Mind Moves en dat dit deel is van neurowetenskap en daar kom jou bekendstellingspraatjie nogal handig in, dat hulle daai stukkie verstaan. Hulle moet ook verstaan dat Mind Moves deel is van neurowetenskap en baie akkuraat gedoen moet word, want dit is 'n eksakte wetenskap. Jou maatskaplike werk is deel van sosiale wetenskap. Daar's ons nie so rigied nie. Dis ons meeste van ons agtergrond. Ons is nie so rigied nie, maar met 'n eksakte wetenskap is daar een manier en dis die korrekte manier. So jy, wanneer jy die mense oplei, moet seker maak dat elke mind move korrek gedoen word. Dit was nou hoe ons daarna gekyk het. Dit was ook vir ons belangrik, ons het met die boek gewerk, met die Glinsterboek. Hulle het nie handleidings nie, maar hulle het die Glinsterboek. Ons het hulle wel iets laat betaal vir spesialisering waar nodig. Indien dit net in 'n tuiste opgelei was dit nie nodig nie. En hulle het die boekie gewoonlik by ons gekoop. Dit het gehelp om ons kostes te dek, want ons moes ry en spesialisering sorg vir koffie, tee. Dus dit was altyd 'n 1 dag opleiding, 'n volle 1 dag opleiding, of 2 oggende
wat as ons hom gesplit het. Om deur die boek te kom, elke mind move, dit gaan nie soveel oor die geskryf vooraf nie, behalwe vir die verduidelikings, want elke persoon wat as 'n hulp of 'n assistent opgelei word, moet verstaan wat elke mind move vir die persoon wat dit gaan doen, gaan beteken. Met ander woorde, what's in it for me? Elke ou wat dit gaan doen, wil weet, hoekom moet ek dit doen? Wat gaan dit vir my beteken? Daai boodskap moet baie duidelik oorgedra word. Dit is, en ek praat nie nou van huidig nie, dis hoe ons daarna gekyk het. Baie duidelik, ons het ook klem gelê op die mind moves wat nie laatmiddag in die aand gedoen moet word nie, omdat dit mense uit die slaap kon hou, soos jou kragskakelaar, jou temporale tikkies. Ons het wel vir hulle geleer wat help met slaap en seker gemaak dat die assistent dit vir die mense leer dat hulle voor hulle gaan slaap in die aand daardie mind move doen, net om hulle te help om genoeg te ontspan en goed te slaap, want slaap is altyd 'n kwessie by ouer persone. Dan het ons ook klem gelê op die wat dikwels gedoen moet word, en definitief die wat dikwels gedoen moet word, is die waar die gemoed op gekikker moet word. Weet julle weet dit, so goed soos ek, dat ouer persone loop met 'n gedurende angstigheid in hulle, want daar is soveel wat kan gebeur. Vriende, vriendinne, familie wat enige tyd kan afsterwe, iemand wat kan val in hulle besit, daar is soveel wat kan gebeur hier op die einde van jou lewe, en jy is baie bewus daarvan, sonder dat jy bewus is daarvan. Dit sit in jou agterkop en dit maak jou angstig, en daarom maak ons seker dat die mind moves wat mense kan help om te ontspan en 'n bietjie hulle gemoed op te kikker, ons het baie pret ingebou, gereeld gedoen word. En daar praat ek juis van so 'n mind move soos beenstrekke, want dis waar jou vlug, veg en vries refleks is. En sonder dat jy dit weet, trek hy styf, hy gaan spasties. En om hom die hele tyd te ontspan is belangrik, so waar hulle sit en 'n bietjie TV kyk of net sit en gesels, dat hulle dit tog doen, want dit help met 'n goeie gemoed. En as ons nie by die gemoed begin nie, dan kom ons eintlik nêrens met enigiets anders nie. So dit was 'n uitgangspunt van ons. Wat die benaming betref, sal ek nou ietsie meer sê, wanneer ons die name bespreek. Wat ons ook gedoen het, ons het wenke gegee. Kan julle hierdie blaadjies sien wat ek ophou hier, met blinkertjies? Ons het wanneer ons oogoefeninge gedoen het, oogbewegings, op die duim 'n blinkertjie geplak. Vir die versorger, maar ook vir die persoon wat dit gaan doen. Want weet jy, as jy na 'n blinkertjie kan kyk, dan hou dit die oog op die duim. Jy moet net oplet hoe dwaal die oog weg van die duim af, as hulle hom so skuif. Terwyl as daar 'n blinker is, dan sit jy gefassineerd na die blinker en kyk, en jy kry net beter resultate. Maak dit vir hulle makliker, en dis net 'n klein hulpmiddeltjie by versorgers, want onthou nou, hulle het nie die volle agtergrond wat jy het nie, hulle staan in vir ons met ek wil amper sê, hulle doen amper vir ons en die persoon met wie hulle werk net 'n guns. En dan wat ook vir ons belangrik was, is dat hulle moet beweeg deur die dag. Beweging is die sleutel, weet ons almal. As jy vir hulle kan verduidelik dat selfs die water wat ons drink, word deur natuurlike beweging in die weefsel van die liggaam inbeweeg. So, nou wil hulle nie water drink nie, want dit laat hulle te veel toilet toe loop. Dus nommer 1, hulle drink die water verkeerd, te veel te vinnig, te veel op 'n slag, en hulle beweeg nie. As jy nie beweeg nie, beweeg die water nie als in die tissues in die weefsel nie. En daar is dit ideaal om as hulle 'n bietjie water drink en kort net 'n bietjie te beweeg. Hulle mind moves so deur die dag te doen, of net 'n bietjie te stap, gang op, gang af. Dis nog 'n ding waarop ons klem gelê het, is korrekte stap, hak, toon, baie belangrik. Wat dit makliker maak, is die tree net effens, Dr. Briffe help ons daar, effens rek, dan kom jy outomaties op die hak af en rol vorentoe na die tone.
So dit was alles dingetjies waarop ons klem gelê het en waaraan ons aandag gegee het. En dan wanneer ons oor die praat gaan, oor die name praat, sal ek vir julle verduidelik hoe ons dit hanteer het. Reg so, Johannie? Annelie, as jy net kan mute. Julle almal okay, enige vrae? Johannie, ons kan jou nie hoor nie. Ja, sorry. Okay, hoor julle en sien julle my nou? Ja, sorry. Ja. Ons sal later dan nou in die gesprek sal sommer ook vra as daar vir se lesvrae is. En Marie, ons wil graag by julle hoor. Hoe het jy die opleiding hanteer? Hoe het jy besluit om mense te gebruik? Hoe het jy mense geïdentifiseer? En dan kan hulle sommer ook vir ons vertel wat presies hulle doen en die waarde daarvan vir die mense met wie hulle werk en ook vir hulle self. Okay, dankie Johannie. Voorspoedige nuwe jaar vir almal wat ek nou nog nie mee gepraat het nie. Ja, weet jy, ek het nadat ek die kursus gedoen het by julle, het ek 'n sluipskool aangebied. En ek het besef ek gaan nie by al ons mense uitkom in ons ouerhuis. Ons ouerhuis bestaan uit 'n dementia afdeling of Alzheimer's huis. Want ons 'n vroueltjie en ons het 'n Wallastron wat die meer ouens wat 'n klein bietjie meer beweeglik is nog is. Nou ek kan nie by almal uitkom nie en toe het ek dit genoem vir die mense wat die kursus vir my gedoen het, die sluipskool, en toe het Tannie Martha en Jeanette gesê maar hulle sal graag wil help by Alzheimer's huis. Hulle sal ons daar graag wil help. Omdat ek nie daarby gaan uitkom nie. Dit is ook nie regtig my persoonlikheid om in so opset te werk nie, so ek was baie dankbaar vir opsies wat sal help. Hulle doen dit absoluut vrywilliglik. Daar's geen kostes aan verbonde nie. Hulle gaan een keer 'n week op 'n Woensdag, gaan hulle so van 10 tot 11 en dan gaan doen hulle net die bewegings vir die mense. So hulle gee geen opleiding of enige so iets nie. Hulle doen net basies die mind moves bewegings wat ek by die sluipskool vir hulle geleer het. Dit doen hulle. Verlede jaar het ek toe nou ook vir Suster Yvonne wat hier langs my sit, sy is die hoofverpleegkundige daar by die huis, het ek vir haar en nog 3 ander dames opgelei en die vorige jaar nog 2 ander van die versorgers. So hulle is al 'n redelike klompie mense daar wat die kursus by my, die sluipskool by my gedoen het, so hulle weet hoe om die bewegings te doen en hulle weet hoekom ons elke beweging doen. As hulle onseker is oor iets, dan kom vra hulle vir my, hoorie, ek is nie 100% seker oor hierdie beweging, help my gou weer voordat ek dit nou vir mense aanbied. So hulle het baie kontak met my, hulle kom terug na my toe en sê, hoorie, ons het nou dit beleef met hierdie persoon of dat beleef. Dis lekker om dit te sien, of het jy dalk raad met dit of dat. So ons is die hele tyd in kontak met mekaar. Ja, en dan het Tannie Martha en Jeanette het ook die sluipskool wat ek verlede jaar aangebied het hulle weer kom insit, net om hulle self weer op te skerp. Het hulle dit kom bywoon die hele sluipskool weer. So ek dink dit is baie goed dat hulle self net op hoogte hou. Ja, dis basies wat ons gaan doen het. So my vereistes vir die mense wat vir my help is basies net dat hulle die sluipskool by my moes gedoen het en dat hulle dit graag wil doen. Hulle het 'n passie daarvoor, hulle voel is geroep daarvoor. So dis basies wat ek kan sê oor die mense wat vir my help.
Suster, wil jy iets byvoeg? Ja, ek het nou baie geleer met die movements wat ons nou moet doen. Want byvoorbeeld as mense nou onrustig is, dan kan ek dan ook die beenstrekkies doen, die handmasserings doen. Ek is nog besig om te leer, maar ek het redelik bygekom. So dit help geweldig baie vir my ook om hulle net 'n bietjie rustiger te kry daar aan die ander kant. Baie dankie. Dis goed. En Jeanette en Tannie Martha. Ek ook sien Tannie Martha. Ek dink ek is so Jeanette en Martha, wil julle vir ons iets sê? Waar is julle? Sit net julle klank aan. Dan kan julle vir ons vertel wat presies doen julle? Doen julle dit in 'n volgorde? Hoe werk julle elke keer? Doen julle elke keer dieselfde bewegings of hoe maak julle? Sê hoekom ons dit gedoen het. Dit is by ons gemeente geaccepteer en ons is oudend word, ons word self ouer. En toe ons die sluipskool by Ina Marie gedoen het, toe besef ons eie bewegings wat kom kort. Jy weet soos jou gedagtes, jou balans, jou sinne Dit is on. Want ek kan altyd allemaal. Ekskuus, iemand praat. Wie praat? Tannie Martha, kan julle net julle beeld aansit, dat ons julle net sien praat? Tannie Jeanette hulle. En Annelie, kan jy jou beeld net afsit, want jy is nou hier. En waar? Daar sê nou gaan hulle jou kan hoor. Okay. Okay, dis julle wat 'n probleem het daar. Daar sê. Nou het ons julle. Halfpad sê dis jy wat praat. Ja, goed, dis nou Jeanette wat praat. Ons het die sluipskool by Ina Marie gedoen vir onsself, die eerste ronde, omdat ons besef het ons word ouer. En toe ons halfpad daardeur was, toe het ek en Martha gesê, ons wil baie graag by die ou Lin Demensie huis betrokke raak. Omdat ons weet, omdat ons gesien het, ons eie balans, ons eie konsentrasie, baat daarby. En dis hoekom ons toe gegaan het, en Suster Martie was eers daar, en toe Suster Yvonne, toe gaan bied ons hulp aan om met die ou mense te kuier en vir hulle te begin help met die opleiding. Of nie help met die opleiding nie, help met die oefening. En wat Martha beleef het met die eerste besoeke daar by die mense, hoe skrikkerig hulle was dat ons hulle aanraak. Jy kan. Okay. Wat Martha beleef het is die angstigheid wanneer 'n mens nader kom, die onsekerheid van die mense dat hulle verdag is as jy nader kom. En hoe meer elke woensdag as ons daar kom, het ons gesien, eers met 'n bietjie die skouers vryf, die buitelyne doen, was dit vir hulle meer aanvaarbaar en hulle gee nou al hulle samewerking. Oortek was hulle ook nie baie gretig nie. Ja. Maar nou doen hulle dit ook al. Ja, graag te staan. Okay, is jy nog daar, Johannie? Ek is nog hier so. Doen julle elke week, gaan julle eenmal 'n week? Ons gaan elke woensdag van 10:00 af tot 11:30. Die eerste 5 na 6 minute beweeg ons net tussen die 12 inwoners, sodat hulle net bewus is van ons, en hulle konnek al baie met ons net deur ons stemme, want Martha sing altyd vir hulle eers 'n bietjie. So, dan sien ons, hulle beleef dat ons bekend aan hulle is, want ek meen hulle visie is ook nie goed nie met demensie nie, en
Dan het ons vir hulle geleer, Martha begin altyd met die oefeninge om vir hulle self lief te wees, en dan sy die buitelyne vir hulle geleer om die buitelyne te vryf. 2 na 4 kan dit self doen, die ander gewoonlik staan ek by hulle, en wat Martha's vir die ander wys om te doen, dan doen ek, en van die caregivers wat ook nou al opgelei is, wat ook die slypskool bygewoon het, dan vryf ons die ou mensie se arms, terwyl Martha nou vir hulle, met hulle daarmee besig is. Ja, en dan beweeg ons gewoonlik daarvan af na die temporale tikkies en die Athena bewegings, omdat ons weet dit is so belangrik vir hulle om dat die brein inskop, en meeste van die tyd beweeg hulle dan van daar af na die groter sitkamer, en ons vind onmiddellik, as jy met die oefening begin, hulle doen dit self, daar is omtrent 4 wat redelik self kan doen, en dan is daar 4 wat ons daarmee moet help. So ons begin van 'n punt af, en dan werk ons daar, en soos ons die mense leer ken het ons vir Suster Yvonne gesê, ons sien hierdie persoon is meer angstig, of daai persoon sukkel regtig om te kommunikeer, om 'n paar woorde te sê, en dan Suster Yvonne en ons bespreek, en dan het ons die volgende week ook ekstra tyd gevat om die handvrywe te doen met sekere persone. En so het Suster Yvonne, nadat sy die slypskool gedoen het, ook in die middag begin met die versorgers 1 of 2 ekstra bietjie tyd te spandeer vir hulle om daai oefeninge te doen. Wat wil ek nog vra? Is daar enige toesig? Ina Marie, besoek jy hulle gereeld, of kom jy nie, gaan hulle op hulle eie aan? Annelies, sal jy net jou klank afsit asseblief? Ja, omdat hulle daai tyd die kursus of die bewegings vir die mense doen, is ek daai tyd gewoonlik by een van ons ander huise betrokke. Ek was al daar, ek gaan nie baie gereeld nie, ek moet erken, ek gaan nie baie gereeld nie, maar ek het baie kontak met Yvonne en met Tannie Martha en met Jeanette, so baie keer sal hulle sal Jeanette byvoorbeeld na Woensdag vir my bel en vir my sê, hoor, ons het dit gesien, ons het dit beleef, wat dink jy, en so op so 'n manier is ek baie betrokke. Ek gaan nie fisies noodwendig altyd so toe nie, omdat dit dieselfde tyd is wat ek ander kursusse aanbied, of ander bewegings met mense doen, maar ons bly die hele tyd in kontak met mekaar, ja. Miskien kan ek dit net ook by sê, Johannie, dat en van julle al die ander dames, hulle het in die begin, omdat dit Alzheimer's pasiënt is, hulle het in die begin net 'n paar van die bewegings gedoen. Mens kan nie met daai mense te vinnig te veel doen nie. So hulle het regtig begin in 'n paar maande lank, miskien net 3 bewegings gedoen. En soos wat hulle die mense leer ken het, en die ouens dit toegelaat het dat hulle meer aan hulle raak byvoorbeeld, of hulle meer vertrou het, hulle al hoe meer van die bewegings gedoen, sodat Nee, nou is ek... Ina Marie, jy het dood gegaan. Ekskuus, ek het nou vreeslik gepraat, ek weet nie of julle my gehoor het nie. Ek het baie kontak met hulle, en wat ek wil met Jeanette hulle, en wat ek wil byvoeg is dat ons het met die mense begin, net deur eers 'n paar bewegings te doen. En dan het ons verder gegaan na die ander, wat Celeste gesê het van die stiekertjie op die vinger, ek dink dis 'n baie goeie idee, ons sal dit definitief begin implementeer, want hulle sê die hele tyd vir my die ouens sukkel met die oogbewegings. So dis 'n goeie tip daai, ons sal dit definitief inwerk. Ina Marie, ekskuus Johannie, kan ek net hier sê, nog 'n wenk wat ek wil gee is, die selfdrukkie, die helder wakker, is verskriklik belangrik vir al met demensie-leiers, mense wat lankal vergeet het om goed te voel vir hulle self en goed te doen vir hulle self. Daai selfdrukkie is
baie belangrik. Hulle moet dit elke keer doen, oggend, aand, wanneer die versorger met hulle werk. Laat hulle sommer begin met 'n selfdrukkie. Baie belangrik. Jy gaan sien dat dit 'n klare verskil maak. Ja, Celeste, jy is so reg. En ons beleef dit met hulle dat sodra jy die dag met dit begin, dan is hulle meer toeganklik en daar is van hulle wat dit nou al vir hulle self doen en ons let op as die caregivers nader kom om die persoon toilet toe te vat, dan is dit wat die caregiver alreeds spontaan doen onder leiding van Suster Yvonne. Hulle vryf eers 'n bietjie ouma of die oom se arm se bietjie en dan outomaties het hulle 'n baie meer spontane samewerking en die Athena het ons gesien ook van die begin af. Na die vryf, as jy die Athena beweging doen en die temporale klop, daai 3 het ons altyd in die begin gedoen. Dit werk baie goed saam, Celeste, jy is doodreg. En ons het gesien hoe dit gemaak het, dat hulle vir ons nader toegelaat het in hulle ruimte. En wanneer as ek die oefening demonstreer, dan sal die caregiver bystaan en Suster Yvonne en sy sal dit doen vir daai persoon. As Martha die mars doen, dan staan ek by die persoon wat nie kan mars nie en dan lig ons net die bene, so ons ondersteun mekaar en die caregivers, Suster Yvonne kry die caregivers om elke persoon, so elke individu, partymal is daar 6, partymal is daar 8 van die inwoners wat elke iemand by hulle het wat doen wat hulle sien Martha doen of hulle doen wat ek vir hulle wys. Ek wil net wel vra Janet en Martha, wat is die waarde daarvan vir julle? Wel, kom ek praat ek sê wat ek waargeneem het by Martha. Toe ons die kursus by die slypskool by Ina Marie gedoen het, toe kan Martha nie marseer nie. Martha word hierdie jaar 80. Sy kon ook nie oor kruis marseer nie. En ons het met die 2 slypskole wat daar caregivers, daar was 3 die een keer en 4 die ander een. Niemand kry dit die eerste keer reg nie. Nie om reguit te mars nie en ook nie oor kruis nie. En Martha het dit begin elke dag by haar huis doen. Ek doen elke oggend al daai oefeninge en ons kon sien nie net die balans nie, maar ook jou interaksie met ander mense, hoe dit 'n verskil maak. Ja. En ook met die inwoners, soos ons die inwoners leer ken het ons ook beleef dat wanneer een van hulle nie vir jou naby wil toelaat nie, en jy begin net met 2 van die ander persone met die mars of waar jy is, dan sien jy die inwoners hou vir ons dop, dan skuif ek nader na daai persoon wat nie vir jou wil toelaat nie, en dan laat hulle toe dat jy die beweging vir hulle doen. Ons staan nooit as ons die mars doen nie, omdat hulle onvas is, maar hulle laat toe en later beginne doen hulle dit saam met ons. Dis met elke oefening, die handvrywe, wat die spraak verbeter, ons sien dit week vir week, elke woensdag is daar 'n inwoner wat teen die einde van die halfuur, dan praat hulle 2 of 3 sinvolle woorde as interaksie met jou. Ag, dis wonderlik. Ina Marie, sou jy sê net die slypskool is genoeg opleiding? Johannie, ja. Ek dink tog so, maar dan is dit ook belangrik. Fasiliteerder of die fasiliteerder wat hulle opgelei het, die heeltyd in kontak bly. En dat daar met mekaar gepraat word. Jy kan nie hulle oplei en sê, okay, daar gaan jy doen jou ding. Want partykeer is mense bietjie miskien nog nie so lekker seker oor 'n ding nie.
Yvonne het nou die dag na my toe gekom en sê, jong, ek is nie 100% seker oor daai oogbewegings. Kom wys weer vir my presies hoe doen mense dit. Dan moet daai oop verhouding wees tussen die fasiliteerder en die vrywilligers. Maar op hierdie stadium in ons situasie dink ek die feit dat hulle die slypskool moet bywoon, dis baie belangrik vir my. Maar ek dink nie op hierdie stadium sit dit regtig nodig vir iets anders soos wat ek dit sien en ek het hier by ons beleef. Nou oopstel Ek sê gou weer. Daar sê nou. Ek gaan nou oopstel dat almal kan vra as daar nog vrae is. En dalk soos die ouens wat by tuistes werk, wat dit dalk wil self implementeer, of julle nog vrae het, of julle dink dit kan werk. So ek sal graag dit wil hoor, of mense wat in tuistes personeel is en wat as vrywilligers daar werk, sal ek graag wil hoor, wat dink julle? Hallo Jani, kan ek gou iets sê? Jy kan? Nee, ek dink dis 'n baie goeie rigting waarna die senior mind moes beweeg. Ek dink dis uitstekend, Ine Marie. Ek dink die behoefte is baie groter as wat 'n ou besef het. Want omdat een ou kan nie so op 'n gereelde basis by almal uitkom nie. En as 'n mens die assistente wat elke dag saam met die persone is, kan help met die beweging se opleiding, gaan ons mos nou baie beter en vinniger resultate kry. So ek dink dit is nogal iets waarna ons as fasiliteerders kan kyk om slypskole aan te bied by die tuise en veral vir die assistente en die versorgers, laat ons by hulle ook uitkom. Mens dink nou altyd aan ander mense maar ek dink daai is baie belangrik want omrede hulle dan die instandhoudingsproses kan verbeter. So ek dink dis 'n baie goeie rigting wat die senior mind moves nou in beweeg. En laat ons fokus bietjie daarna toe ook skuwe en ek dink veral by my by die verswakte seniors waar ek betrokke is, hulle het almal versorgers en assistente. So ek sal definitief my fokus daar moet insit nou, omdat ek ook maar net eenmal 'n week by hulle uitkom. Maar hulle sal ongelukkig sal ek die kursus in Engels vir hulle moet aanbied, want die meeste van hulle verkies Engels. So mens moet miskien daarna kyk dat ons bietjie kan inligting kry om ons slypskool ook in Engels te kan aanbied. Ons kan dit doen. Kan dit vir jou stuur. Ronel, ek gaan nou na jou luister, ek sou nou net aanbeveel dat julle regtig by die tuistes, soos wat Suster Yvonne dat iemand nog steeds daar in beheer is en dat daai persoon ook die kennis het. Ronel, wat wil jy sê? Ekskuus, kan ek net gou vinnig inspring? Ek het nou 'n slypskool wat ek gaan aanbied in Swakopmund by die Retirement Village en dit gaan ook uitsluitlik vir die versorgers wees. Met die idee dat hulle dan nou ook soos Yvonne, Suster Yvonne, hulle dan nou die bewegings daar met die mense kan doen. Ek meen, ek kan nie elke week Swakop toe ry om dit met hulle te gaan doen nie, of Walvis toe ry nie. En daar is nie fasiliteerders op die stadium nie. So ek dink, ja, selfs soos wat jy sê, dit kan regtig baie Okay. Ja, ek wil net, Johannie, ek wil net aansluit by Ine Marie, dat die 5 persone wat reeds die slypskool gedoen het, wat caregivers is by Suster Yvonne, hulle is op 3 skofte. So op elke skof is daar gewoonlik 2, so hulle begin sien die waarde en soos in die middag dan vra die caregivers vir Suster Yvonne, kan ons nou vanmiddag met so en so hierdie oefening doen, want ek sien sy sukkel hiermee. So die wat reeds die slypskool gedoen het, begin sien wat help. So hulle weet ook waarvoor elke oefening is. En net Suster Yvonne wat die verpleegkennis het en die geskiedenis van die pasiënte, hulle kyk ook na die geskiedenis
die besering van die brein, die trauma daaraan en selfs met party van die pasiënte of inwoners praat hulle sagter omdat hulle baie sensitief is vir harde geluid. So met die kennis wat Suster Yvonne uit verpleegkunde het, plus die slypskool, plus haar liefde vir die mense en die deernis wat sy voel vir hulle, is hulle besig om individueel saam met die caregiver in te bou vir elke een se behoefte. Ronel is 'n verpleegbestuurder by 'n tuiste. Ek wil graag hoor wat sê sy. Wil julle ander net julle unmute? Daar is sy. Julle my hoor. Ek sien. Baie dankie Johannie. Ja, ek is eintlik so opgewonde want ek besef terwyl almal praat het ek eintlik ek môre my eerste beginstellingpraatjie vir ons inwoners. So die tydspreek van hierdie gesprek dag eintlik 100% en terwyl julle praat dan sien ek ook die versorgers en inwoners wat nodig is. Ek het net nog die hele tyd met die lading van werk wat ek het nie geweet hoe gaan ek dit doen nie, want ek het net gedink ek kan nie iets begin wat ek nie kan volhou nie, maar vanmiddag het ek gesien hoe dit kan werk. Ek het net 'n vraag vir Martha, ja, en ek is opgewonde want ek sien daar's versorgers wat 100% die fakkel sal kan vat en kan doen en ek is die hele tyd daar, so dit sal baie goed werk so. En dan, ek het net gewonder, Martha, hoe lank neem dit jou, as jy sê jy gaan deur al die beweging self in die oggend, hoe lank neem dit jou? Ek wonder eintlik al lankal daaroor. Ronel, Martha tik my nou hier op die been om te sê ek moet antwoord. Kyk, ons kom gewoonlik so 10:00, 10:15 daaraan, dan sirkuleer ons tussen die mense en sing 'n bietjie, so 3 minute, tot ons hulle aandag het, en dan begin ons met die eerste oefening. Sy groetparty, daar's 12, so is al 12 daar sit, dan groet sy 6 en ek groet die ander 6, so ons sirkuleer tussen hulle, en ons is baie sensitief vir waar hulle is daai oggend. Jy kan dit aanvoel en sien die angstigheid en goed, so wanneer daar angstigheid is, hou ons bietjie terug by daai persoon, tot hulle besef wie ons is, en hulle, wat ek wil sê, hulle respond op ons stemme. Ons het in die begin ingegaan, dan praat ons niks, en ons loop daar rond, sodra jy praat, dan draai die koppe, want hulle ken vir ons. En ons het die commitment gemaak, ons doen dit nou al 18 maande, elke woensdag. So, dan is die eerste 10 minute verby, en dan begin ons gewoonlik met die lyfie vryf oefening, en die antenna, en die ore, en die klop temporaal, daai 3, want ons vind, as jy daai 3 gedoen het, dan is hulle meer alert, nie? So, dan het ons 10 minute gegroet, en daai eerste 3 oefening, omdat ons ook caregivers het, wat help, daai eerste 3 oefeninge vat so 15 minute, nee? So dan is ons nou by 20 na 25 minute, en na daai 3 oefeninge, dan doen ons die hande vryf oefeninge, en die oogbeweging. Nou die oogbeweging het ons gevind in die begin, almal sukkel daarmee, ons het ook daarmee gesukkel. So ons het regtig dit eers later gedoen, en dit so prakties en spelerig gedoen. So, as ons die belangrikste is nou daai wat ons genoem het, plus die handstrek, dat hulle kan hulle hand, 'n lepel beter vashou. So dit vat omtrent 35 minute, sou ons sê. En wat ons ook tussenin doen, as hulle baie distracted is, nê, en mens tel die angstigheid op, dan sing ons geestelike liedere, want julle almal weet dat ons sing, die liefde van Jesus is wonderbaar, want ons ken hom sonder 'n boek, en almal weet dat musiek gaan op 'n ander baan in die brein in. So as ons 2 liedjies gesing het, dan kan ons gewoonlik die mars doen,
en die oogbewegings, maar ek sou sê Ronel, dit vat vir ons 45 minute, maar omdat die caregivers help. Ek is by 2 persone, Martha bied dit aan in die 3 caregivers. So ons kan 4 persone hanteer op 'n slag. So dis hoekom ons kan vinniger beweeg van die een oefening tot die ander een. En dan is daar gewoonlik 6, daar is 12 inwoners, maar net 6 of 8 doen dit saam, né? Party slaap nog en dan doen die Suster Yvonne en die caregivers dit in die middag. So dis, kom ons sê 40 minute, en dan sing ons 'n bietjie met hulle en ons lees so 2 Bybelverse saam met hulle en sing weer en deel weer drukkies uit en so. Maar ons is daar vir 'n uur, maksimum 'n uur, of nie 'n maksimum, 10:15 tot 11:15. Ja, ons is gewoonlik 'n uur daar. Maar ons begin ook stadig, né? Ons forceer niks af nie, want ons beleef, ons het van dag 1 af beleef, elke Woensdag is anderste, want elke persoon wat demensie het, is op 'n ander, een nag slaap hulle goed, ander nag kom haal die ambulans ene, so hulle is, ja, maar ons beleef dat daar regtig waarde daarin is. Ek wens Suster Yvonne wil ook 'n bietjie vertel hoe sy daagliks beleef, wanneer sy die oefeninge herhaal, hoe die persone self 'n paar woorde ekstra praat. En ons sien veral met die eerste 3 oefeninge, na die eerste 3 oefeninge van vry van die lywe, die temporaal en die ore, is as ons hulle dan opstaan en die caregiver vat hulle badkamer toe, dis opvallend dat hulle beter beweeg. En dit gee vir ons soveel joy en moed om aan te gaan. En ons sien dit, die caregivers kom dit ook agter. Dankie, Janet. Ja, dis wonderlik. Ronel, het jy antwoord gekry? Ek wil net vertel, Stefanie werk by in Bellville in 'n tuiste, en sy is opgelei, sy is die verpleegbestuurder, sy is opgelei as fasiliteerder, en sy gaan in die oggend byvoorbeeld, as hulle aan die tafel sit en wag dat die kos uitgedeel word, dan doen sy daar sommer saam met almal so 2 of 3 of 4 oefeninge, hang af hoeveel tyd sy het, wat ook baie sinvol is, veral as jy dink aan jou handbewegings en so aan, dat hulle kan bly netjies eet en so aan. So dis baie, sy doen dit sommer so, want sy het ook nie baie tyd om lang tyd af te staan nie, maar hulle doen dit so, dis ook 'n goeie plan. Ek weet, is daar nog iemand wat iets wil sê? Ja, nee, ek wil net gou ietsie noem nog. Ja. Ons het mos nou toegang tot die YouTube video's van die bewegings. Ja. So mense ook vir die versorgers miskien die links kan aanstuur of die bewegings kan aanstuur, laat hulle dit net weer mooi kyk, ook as jy nou nie altyd daar is of hulle onseker voel, om net seker te maak hulle doen dit reg. So mense kan dit mos maar ook vir hulle Ja, ons sal dit met toestemming, want dis uitsluitlik vir die fasiliteerder. Is dit die stadium, ja, dis net vir die fasiliteerders, dis hoekom julle dit goed reg oordra en die mense reg leer. So dis die belangrike ding, is dat dit reg oorgedra word, maar ek sal dit noem. Ek en Melody gaan volgende week oor hierdie ding praat, en besluit hoe gaan ons 'n program saamstel. Ja, want dit is mos so vrylik beskikbaar op YouTube, so enigiemand kan dit daar kyk. Ja, maar nie saam met die asemhaling nie. Kyk, die een met die vrylik op YouTube, daai kan hulle kyk, maar die een met die asemhaling wat op hierdie stadium die regte ding is om te doen. Wat vir my baie belangrik is, want die ander help nie as jy nie weet hoe moet jy asemhaal nie. En dit is 'n groot probleem, ja. Ja, die ander opsies natuurlik ook om 'n verskillende vlakke van opleiding aan te bied by Senior Mindmove, so sê maar fasiliteerdersvlak en dan 'n assistentvlak of 'n versorgervlak of so, en dan die mense aanlyn te kwalifiseer, wat mense ook kan doen. Dit is maar net 'n voorstel of 'n idee. Ja, ek kan, maar ek weet nie of dit 'n bedreiging gaan wees vir die mense as jy met aanlyn opleiding begin nie. So ek dink die 1 tot 1 gaan dalk beter wees, ja. Ek wil nou net afsluit, ons het toe nou voorstelle gevra vir die naam,
Want ons lei moes die mense op by Solidariteit se helpende hand se maatskaplike werkers lei ons ook op en hulle word administrateurs genoem en nie fasiliteerders nie. Maar hulle administrateurs gaan dan uit en hulle lei vrywilligers op waarvan Christa byvoorbeeld een is en hulle bied dan 'n bepaalde program aan wat ook Senior Mind Moves insluit. So hulle gebruik die woord vrywilligers vir hulle mense. So ons kan nie ook vrywilligers gebruik nie, want dadelik het jy verwarring tussen die twee groepe. Toe het ek gevra, kan ons name kry vir voorstelle kry. Ek het 'n hele 20 gekry. En ek gaan nou dit gou vir julle lees, maar ek dink ons sal moet op 'n manier, ek weet nog nie hoe gaan ons besluit op die naam nie, want dit is verskriklik ingewikkeld. Daar's byvoorbeeld senior minders, soos child minders, maar dis 'n oppasser in Afrikaans en ek dink nie dis regtig die woord nie. En dan het ons senior mind move gids of guide, senior mind move assistente, uitreikwerkers, ondernemingswerkers, senior mind move medewerkers, senior mind move filantroop, fasiliteerder hulp, 'n hulpmaat, 'n hulpverlening, 'n biedersman. Dis iemand wat iets bied, byvoorbeeld tyd. Ek het nie geweet daar is so 'n woord nie, maar as 'n mens byvoorbeeld biedersvrou gebruik. Esters is iemand wat op 'n bepaalde tyd beskikbaar is vir 'n bepaalde taak. Gewilliges, vrywilliges, spontane helpers, gewillige helpers, ruimhartiges, mededeelsames, omgee hulp of helpers. Ek hou van die omgee woord daarin, maar ek kry nog nie lekker by die helpers, is nie vir my lekker nie. Of hulp nie. So, ek gaan vir julle almal die lys stuur en dan laat weet julle vir my wat julle dink, al die fasiliteerders. Laat ons dan nou besluit. Dis nou soos Janet en Martha, die vrywilligers, die versorgers is 'n ander saak. Hulle gaan nou nie 'n ander naam kry nie. Hulle bly nou maar ons versorgers of caregivers of wat julle hulle noem. So hulle opleiding is maar soos gewoonlik, maar hierdie vrywilligers moet ons 'n ander naam voorkry. Johannie, kan ek net sê wat in die verlede gebeur het? Ons het toe ons oorspronklik begin het om vrywilligers en versorgers op te lei, het ons by Babagem geleen. Hulle werk hulle het net versorgers in babahuise opgelei, toe ek nog 'n Babagem instrukteur was, en ons het hulle Friends of Baby Gym genoem, vriende van Babagem. Toe het ons nou dit ook gebruik, vriende van Senior Mind Moves. Maar later besluit, 'n versorger is 'n versorger. Dis deel van wat hulle gaan doen elke dag, wanneer hulle in elk geval by die werk is. En dan het ons buitekant mense opgelei wat vir hulle ouers of vir gemeenskapgroepe soos by kom ons noem dit clubs of nie clubs nie, maar instansies waar seniors bymekaar gekom het, ouer persone bymekaar gekom het wat niks met ouerhuise of aftreeorde te doen het nie. So hulle was heeltemal iets anders en ons het hulle nou maar vrywilligers genoem. Maar ek dink as versorgers, ek dink jy is reg, versorgers is versorgers. Ja, mens kan hulle dan nou maar vriende van Senior Mind Moves noem as jy wou. Maar ek dink as mens dink hierdie mense staan in vir ons, hulle is nie filantrope nie, want 'n filantroop is net 'n weldoener. Dit sê nie dat hulle iets met Senior Mind Moves te doen het of 'n assistent is of opgelei is vir enige iets nie. Dis net iemand wat 'n weldoener is. Natuurlik mense wat baie belangrik is in ons gemeenskappe. Maar ek dink ons moet dit in ag neem wanneer ons besluit op 'n naam, dat dit 'n naam moet wees wat eintlik sê die persoon is 'n verlenging van die fasiliteerder. Sy staan in, sy's daar wanneer die fasiliteerder nie daar kan wees nie. En dan wil ek net vir Ina Marie sê, ek haal my hoed vir jou en jou mense af. Die mense wat namens jou die Mind Moves oordra aan die dementia leiers en die verswakte mense. Dit is so belangrik en dit maak my hart so warm. Baie dankie julle.
Ja, ek weet Dankie, daar nog Celeste. iemand wat iets wil. Skus tog. Daar iemand Nee, wil praat. Ek wil net sê baie dankie Celeste. Ja, dis vir ons 'n voorreg en soos by elkeen van hierdie mense wat vir my help. Ons kan hulle dalk hulpverleners opnoem, maar elkeen van hulle is dit regtig 'n roeping en ja, baie dankie. Ja, jy kan met hulle praat oor die benaming wat hulle gedoen wil hê, want hulle is regtig voorlopers. Wat ons nie en julle het 'n wonderlike projekte aan die gang wat ons hoop ons by almal kan uitrol en laat ons by meer mense gaan gebruik. Dis regtig baie dankie vir julle tyd en al julle werk. Nog iemand wat iets wil sê? Lyk my die tyd is nou verby. Baie dankie vir julle tyd en lekker middag die res van die dag. Dankie vir julle bywoning. Dankie. Dankie. Bye bye. Bye. Almal, bye. Bye, bye bye. Bye. Dankie Johannie, dankie almal. Totsiens. Baie julle. Dankie.